Dis 'n pragtige Saterdagmôre. Ek eer Abba Vader. Ek loof hom en ek aanbid hom vir hierdie Shabbat wat hy vir ons daar gestel het om hom te vereer en te verheerlik. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek groet elkeen reg oor Suid-Afrika en ook die buiteland. So baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek eer Abba Vader vir julle deelname aan hierdie bediening. Baie dankie vir wie julle is en dankie vir elke boodskap en dankie vir elke komment. Dankie dat julle so deel vorm van ons lewe. En is vir ons so belangrik om hierdie boodskap uit te bring, sodat elkeen wat deel is van die aanlyn familie, dat hulle ook die woord van Skepper Lewende God ongefilterd kan hoor en kan ondervind. So baie dankie vir jou deelname, dankie vir elke boodskap weer eens, dankie vir elke finansiële bydrae. Dit maak 'n groot verskil in die koninkryk van God en dit bring ons op 'n posisie waar ons hierdie boodskap kan uitstuur na die uithoeke van Suid-Afrika en ook die wêreld. So baie dankie daarvoor. Ek wil direk begin met die woord want ek het baie inligting wat ek vandag vir jou wil gee. So ons gaan so 'n bietjie 'n studie doen, 'n bietjie 'n lering doen in terme van die vyand se fokus en dat sy fokus op jou liggaam is. So dis 'n uitgemaakte saak dat ek en jy aanvalle kry van die vyand af. So elkeen van ons beleef dit, ons ervaar dit, ons kry 'n aanval van die vyand, maar die aanval word geloods op ons liggaam. Onthou die duiwel het nog steeds dieselfde strategie, soos nog al die jare, van die begin van tyd af tot nou toe, het hy presies dieselfde strategie. Weet jy, die enigste ding wat verskil is nie die metodes wat hy toepas. Enigste verskil. So ons lewe nou in 'n meer moderne wêreld, so die strategie is nog steeds dieselfde, maar die metode het so bietjie verander. So dit is so belangrik om te weet hoe jy as mens geskape is en waaruit jy bestaan, want dis waar ons moet begin. As jy wil weet hoe die vyand jou aanval en hoe jou affekteer in jou liggaam, moet ons eers gaan kyk, hoe is jy geskape? So kom ek vat jou terug na die woord in die boek van Genesis, hoofstuk 2 vers 7. Hier sê die woord, en Jahwe, ons Elohim, het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. So waaruit word ek en jy gemaak? Hier kom Vader, hy vat die grond, hy vat die stof van die aarde en jy word geformeer uit die stof uit. So jy sal dan ook weer, wanneer jy afsterwe, word jy dan weer stof. Dus ek kom baie keer wanneer ek by 'n begrafnis is en ek doen die ter aarde bestelling en die kus is besig om te sak, dan vat ek die grond en ek gooi dit op die kus en ek sê, hiermee lê ek jou in die skoot van die aarde, want die woord bepaal, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En hier sê die woord, luister gou hier, in Genesis 3 vers 19, hy sê, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So weer eens maak die woord melding daarvan, dat ons is uit die stof uitgeformeer, en ons gaan terug in die aarde, wanneer ek en jy sterwe, dan gaan ons terug in die aarde en jy word weer stof. So wat word stof? Die liggaam. Wat gebeur met die gees en die siel? Die gees en die siel sal vir ewig lewe. So die liggaam sterwe en die liggaam word stof. Net soos wat jy uit die stof uitgemaak is, so gaan jy dan ook weer terugkeer. So waarom word ons gemaak uit stof? Ek dink dis 'n relevante vraag. Daar moet tog 'n rede wees hoekom ons gemaak word uit stof. So as jy dan stof is, waarop fokus die vyand? Die vyand fokus dan op die stof. Hoe weet ek dit? Kom ons gaan lees nog 'n gedeelte in Genesis hoofstuk 3. Hy sê hier, Genesis hoofstuk 3 vers 14. Toe sê Jahwe, ons Elohim, aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek
onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. So wat moet die vyand eet? Wat moet die slang eet? Stof. So hierdie skrif is nie net fisies met betrekking tot die slang, die dier, die slang wat hier op die grond seil nie. Dis nie net betrekking tot die fisiese slang nie. Hierdie skrifgedeelte is ook met betrekking tot die duiwel, ons vyand. Want jy sien, hy word genoem die draak, die ou slang volgens Openbaring 12 vers 9 en Openbaring 20 vers 2. So die duiwel, die Satan, is die slang. So nou kom die woord, en Jahwe se woord spreek dit uit, en hy sê, duiwel, Satan, jy wat slang is, jy wat die draak is, op jou buik sal jy seil, en weet jy wat gaan jy eet vir die res van jou lewe? Jy gaan stof eet. Ok, maar as ek dan stof is, en jy is stof, en die vyand gaan stof eet, wat gaan hy eet? Jou liggaam. So sy fokus is op jou liggaam. Ons gaan so 'n bietjie verder. So jy is siel, jy is gees, siel en liggaam. Jy is gees, siel en liggaam. So die vyand moet stof eet, so sy fokus is op die liggaam of jou vlees. So sy fokus van sy aanval is op jou liggaam of op sy vlees. So jy is gees, siel en liggaam, so jy is eintlik 'n gees met 'n siel en dan het jy 'n liggaam. So my vraag aan jou gegaan, as die fokus van die vyand is jou liggaam of jou vlees, as dit sy fokus is, kan die duiwel jou gees vernietig? Ja of nee? Nee, hy kan nie jou gees vernietig nie. Kan die duiwel jou siel doodmaak? Ja of nee? Nee, hy kan nie. Hy kan nie jou siel doodmaak nie. Kan hy wel by jou liggaam uitkom? Ja, hy kan. Hy kan. Kom ek vat jou gou na 'n skrifgedeelte, hier in Matteus 10 vers 28. Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. So wie kan die siel nie doodmaak nie? Die mens kan nie die siel doodmaak nie, die duiwel kan ook nie die siel doodmaak. Hier sê die woord dit. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En nou sien ons dat die aanval van die vyand is op die liggaam, en hierdie is baie belangrik wat ek nou vir jou gaan gee. Lukas 13 vers 16. Hier kom 'n gedeelte in die woord waar Yeshua aan ons kom openbaar, wat doen die vyand? So kyk wat gebeur hier, Lukas 13 vers 16, hy sê, maar hierdie vrou wat 'n dogter is van Abraham, wat die Satan dink daaraan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Alright, so waar word hierdie vrou gebind? Waar word sy gebind? In haar liggaam. In haar liggaam. So, dis belangrik om te weet, dat wanneer die vyand jou liggaam in die hande kry, dan kan hy deurdring tot by jou sielsdimensie, want jou sielsdimensie is jou gedagtepatroon, dis jou wil en dis jou emosie, dis jou karakter. So dan kan hy jou kom beïnvloed in jou sielsdimensie. Hy kan nie by jou gees uitkom nie, en as die duiwel jou eerste geestelik begin aanval, dan kan jy weerstand bied, want jou gees is sterk. Ons vlees is baie keer swak, maar ons gees is sterk. En as hy gaan kom met 'n geestelike aspek heel eerste, dan gaan jy baie keer hom teëstaan. Dis hoekom die vyand kom en hy fokus op jou vlees. En dis tog wat Paulus skryf in die boek van Galasiërs. Hy sê wandel in die gees en nie in die vlees nie. Hy sê want daar is 'n stryd wat gevoer word. Die gees teen die vlees. So, en as jou gees sterk is, gaan jy kan weerstand bied wanneer die vyand aanval. Maar wanneer jou liggaam, jou vlees swak is, gaan jy nie kan weerstand bied nie. So, die vyand se fokus is op die liggaam. So ek vra weer die vraag, waarom word die mens geskape uit stof? Daar moet 'n rede wees.
Onthou, jy is geskape in die beeld en die gelykenis van Yahweh ons Elohim. Met ander woorde, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Want al drie was teenwoordig gewees, en as jy jou woord ken, dan sal jy sien, dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So, jy word geskape in daardie beeld. Dis hoekom jy is gees, siel en liggaam. Jy's 'n drieledige mens, maar tog is jy een. Net soos Vader een is, volgens Deuteronomium hoofstuk 6. Hy's een. Nou is dit baie belangrik, want jou gees word wedergebore en lewend gemaak, en nou is jy geconnect met Yahweh. Volgens Efesiërs 2 vers 1 sê die woord dat jy was dood voorheen in jou misdade en jou sonde, jou ongeregtigheid, maar hy het jou lewendig gemaak. So ek word wedergebore waar? In my gees. Ek word nie wedergebore in my liggaam. Ek word nie wedergebore in my sielsdimensie nie. My sielsdimensie moet ek ondergeskik stel aan Vader se wil en sy woord, en ek moet begin om 'n heiligmakingslewe te begin lewe en te wandel. Dis my strewe na heiligmaking in my sielsdimensie. So my gees word wedergebore. So jou sielsdimensie is jou karakter, is jou denke, dis jou wil, dis jou emosie. En dan is jou liggaam is dan die tempel van Heilige Gees. Jou liggaam is die tempel van Heilige Gees. Hier sê die woord in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Weet julle dan nie dat julle 'n tempel van Elohim is en die Gees van Elohim in julle woon, en as iemand die tempel skend, sal Elohim hom skend, want die tempel van Elohim is heilig en dit is julle. Met ander woorde, dit sê dat ek moet heiligmaking nastrewe in elke aspek van my lewe, in my gees, in my siel en ook in my liggaam. Dis hoekom die woord sê in 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag die God van vrede julle volkome heilig maak en julle gees, siel en liggaam onberispelik bewaar by die wederkoms van ons meester Yeshua. So waar moet ek heilig gemaak word? In my gees, in my siel en in my liggaam. Maar jy sien, wanneer ek wedergebore word, dan kom daar in 'n oomblik, kom daar die heiligheid en die regverdigheid en die geregtigheid van Yeshua kom in my lewe in. Maar nou is dit belangrik dat ek daarin bly. En nou moet ek my sielsdimensie moet ek ondergeskik stel aan die wil van Yahweh, en sy wil is dat ons heiligmaking moet toepas. Dis sy wil. In die boek van 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Dis sy wil, ons heiligmaking. So met ander woorde, nou moet ek in my gees en my siel, en nou speel dit uit in my liggaam, so my liggaam, ek moet in my liggaam ook heilig wandel. So ek kan nie maak en doen wat ek wil nie. Hier sê 1 Korintiërs 6 vers 19, hy sê, of weet julle dan nie dat julle liggame 'n tempel van Heilige Gees is wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Wow, so ek behoort nie aan myself nie. Met ander woorde, as ek nie aan myself behoort nie, aan wie behoort ek? Ek behoort aan Yahweh. So hierdie liggaam, siel en gees, is die eiendom van Yahweh. Net 'n vraag, wanneer jy iets gebruik, wat nie joune is nie, dis nie jou eiendom nie, dit word aan jou gegee, en jy moet nou rentmeestersmeesterskap daaroor toepas, en jy kan dit gebruik vir 'n tydperk, dis nie joune nie, dit behoort aan iemand anders. So wat moet jy doen met daardie voorwerp? Jy gaan dit moet oppas. Jy gaan ons daarna moet kyk, want dit moet teruggaan na die oorspronklike eienaar. En as dit moet teruggaan na die oorspronklike eienaar, dan moet dit teruggaan soos wat dit gegee is, inteendeel in 'n beter kondisie as wat dit gegee is. So ek kan nie toelaat dat daai perspektief in my lewe funksioneer, van weet jy wat, ek kan mos maak en doen wat ek wil. Dis mos my liggaam. Dis my liggaam. Weet jy wat doen die mense in vandag se tyd, in die moderne tyd, veral wanneer dit kom by die aborsiewette? Want nou staan mense op, en die vrouens staan op, en selfs man staan ook op, en sê, o nee, hulle het die reg om aborsies te doen. En dan maak hulle die aanneming, nee, maar dis my liggaam.
My liggaam, so ek kan mos doen met my liggaam wat ek wil. Nee, jy kan nie. Hier sê die woord, dat hierdie liggaam is 'n tempel van Heilige Gees, en jy behoort nie aan jouself nie. So aan wie behoort ek? Ek behoort aan jou. Nou kyk gou hierso. Wanneer mense daai aanneming maak, wanneer mense sê, maar dis my liggaam, ek kan mos met my liggaam doen wat ek wil, dan is dit eintlik godslastering. Weet jy hoekom? Want nou kom Yeshua, en by die laaste Pasga breek hy die brood. En hy kyk vir sy disippels, en hy gee vir die disippels, en hy sê, dit is my liggaam. Neem, eet. So dieselfde woorde wat Yeshua gesê het om te sê, dit is my liggaam. Kom die mens en sê, maar dis my liggaam, ek kan ons daarmee maak soos wat ek wil. Maar deur die liggaam van Yeshua, wat hy op 'n filterpaal vir my en vir jou gesterwe het, bring hy verlossing, hy bring vrymaking, hy bring heiligmaking, hy bring oorwinning oor die hel, die graf en die dood en die wêreld, en ons kan triomfeer as meer as oorwinnaars. En wat doen die mens? O nee, dis my liggaam. So hoe kan die mens so godslasterlik wees, om dieselfde aanneming te maak, as wat Yeshua gemaak het om te sê, mense, hier's my liggaam. Neem, eet, doen dit tot my gedagtenis. So ek en jy moet besef, dat ons is die tempel van Heilige Gees. So daar is 3 tipes heiligdomme. 3 tipes heiligdomme, want jy is eintlik 'n heiligdom. So daar is 3 tipes heiligdomme. Vader Jahwe se woning in die hemel, dis 'n heiligdom. Dan die tabernakel of die tempel wat op die aarde was, dit is 'n heiligdom. En dan jy as mens, jou liggaam as tempel van Heilige Gees, is 'n heiligdom. So jy as mens is eintlik 'n mikdash. Jy's 'n heiligdom. Halleluja. Jy's 'n heiligdom, want die Gees van Jahwe woon in jou. En jy behoort nie aan jouself. Nou, ek wil net gou vir 'n oomblik, wil ek jou gou vat na die tabernakel, en dan wil ek met jou praat oor die liggaam en die tabernakel. Okay, so hier is ons nou by die tabernakel. En soos wat jy kan sien, die tabernakel bestaan uit 3 dele. So daar kan jy sien, dit is die brandofferaltaar. So jy kom in die buitenste hof, dan kry jy die brandofferaltaar, dan kry jy die koper waskom, en dan stap jy in by die tabernakel. En as jy instap by die tabernakel, kry jy die heiligdom, en dan die allerheiligdom. So dis die tabernakel, en die tabernakel bestaan uit 3 dele. Net soos die mens ook bestaan uit 3 dele, jy's gees, siel en liggaam. So jy kan sien by die tabernakel, daar is houtpale, daar is 'n struktuur, die tabernakel self ook het houtpale, en dis die struktuur van die tabernakel wat hom ophou. Want sonder daardie struktuur gaan die tabernakel inval. So die struktuur van die tabernakel bestaan uit houtpilare, of dis die paal, en dit beteken in die liggaam, beteken dit dis jou skelet, dis jou beenstruktuur, en die tabernakel is dan oorgetrek met linne en vel. So jy het 'n skelet, en jy is oorgetrek met 'n vel. En dis hoe jy lyk, jy's die liggaam, of jou liggaam is die tempel van Heilige Gees, en jy's eintlik die tabernakel waarin die Heilige Gees woon. So net soos wat die tabernakel gebou is met 3 dele, buitenstof, heiligdom, allerheiligdom, so is jy as mens ook geskape. So die struktuur, die houtpale, die houtpilare hou die tabernakel op, en dis jou skelet. En sonder jou skelet gaan jy dit nie kan maak nie. Jy gaan nie kan funksioneer nie. Dan is die mens oorgetrek met vel, en jy het verskeie lae. So net soos wat die tabernakel oorgetrek is met 4 dele. So jy het jou robbevelle gekry. Jou robbevelle, dan het jy jou bokvelle. Jou ramvelle, en jou ramvelle was rooi gewees, wat hulle 'n rooi kleur opgesit het, en dan het jy jou bokhare gehad, dis die 3de gedeelte, en dan het jy jou fyn linne gekry,
en dit was die 4de gedeelte, en dan kan jy inkyk tot in die tabernakel. Nou hier is die, as jy inkom by die voorhangsel, dan sal jy sien, dis die tafel van toonbrode, en dan kry jy ook die menorah, en dan die wierookaltaar, en dan in die allerheiligdom kry jy die ark van die verbond. So, net so is die mens ook dan, oor jou skelet is jy oorgetrek. En jy het 4 dele. Jy het nou natuurlik jou epidermis, dan het jy jou derma, dan het jy jou hypodermis, en dan het jy jou spiermassa. So jy het 4 gedeeltes, net soos wat die tabernakel 4 lae het jy as mens ook 4 lae, wat oor jou is as mens. So jy is geskape in die beeld en die gelykenis van die lewende God, en jy is geskape as die liggaam, jou liggaam, as die tempel van Heilige Gees. Halleluja! So, dis hoe die tabernakel lyk, en hoe jy as mens saam funksioneer, net soos die tabernakel in 3 dele is jy ook in 3 dele. Ok, so kom ons gaan so 'n bietjie verder in terme van die liggaam, en hoe jy geskape is in die beeld en die gelykenis van die lewende God. So die woord bevat sekere dinge wat ek by die liggaam kan bring vandag, en wat jou kom openbaar hoe belangrik jou liggaam is. Hoe belangrik jou liggaam is. Onthou wat die woord sê, 1 Korintiërs 6 vers 19, dat julle nie aan julleself behoort nie. So die mens het 33 rugwervels. 33. Ek is seker as jou hierdie boodskap nou klaar is, gaan jy seker vir jou man of jou vrou vra, hoor hierso tel gou my rugwervels. Jy het 33, jy het nie nodig om dit te tel nie, jy het 33 rugwervels. So jy het 24 in jou boonste gedeelte, 24 boonste wervels, dan het jy 4 by jou stuitjie en 5 by jou chakra. Alright, so die 24 beteken dubbel autoriteit. Dis die regering van Jahwe. Dis dubbel autoriteit, regering van Jahwe. 4 is nou natuurlik die 4 evangelies wat ons kry in die woord, en 4 is ook die numeriese waarde vir Yeshua. 5 is nou natuurlik die 5voudige bediening, en ook die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah, en dit beteken ook genade. So, en hierdie, die 5voudige bediening, en die eerste 5 boeke van die Bybel, dit is die fondasie van ons geloof, en dit is die pilare waarop ons geloof gebou word. En hierdie is belangrik, sonder 'n ruggraat gaan jy nie kan regop bly nie. As jy nie 'n ruggraat het nie, dan vou jy dubbel, jy vou in mekaar, jy kan nie staande bly nie. Sonder 'n ruggraat kan jy nie Jahwe dien nie. Vader het mense nodig met 'n ruggraat wat kan opstaan vir die lewende God om te sê, hier is ek, hier is ek. Vader, ek gaan u dien in gees en in waarheid. Kyk hoe amazing is hierdie. Messias is die hoof van die gemeente. Die hoof, met ander woorde, jou hoof bevat die brein wat die liggaam beheer. So wie is in beheer van die gemeente? Yeshua. Die woord verklaar dit. 1 Korintiërs 11 vers 3, Efesiërs 5 vers 23, dat Yeshua, die Messias, is die hoof van die gemeente. En of jy nou 'n huisgemeente is, en daar is 10 of 20 of 30 mense wat by mekaar kom, hy is die hoof van daardie gemeente. Ek en my vrou is nie die hoof van Mikdash gemeente nie, ons is as herders aangestel, maar Yeshua is die hoof, so ek moet aan hom rapporteer, ek moet alles doen wat hom behaag. So hy is die hoof. En in jou hoof het jy die brein wat nou natuurlik die liggaam beheer. So Yeshua beheer die liggaam, sy gemeente. Jy het 'n linker breinlop en jy het 'n regter breinlop. En dit praat van die 2 aspekte van Yeshua. Yeshua is die lam van God, maar hy is ook die leeu uit die stam van Juda. Hy het gekom as die lam, hy is geslag as die lam, maar hy kom weer terug as die leeu uit die stam van Juda. Halleluja. So rondom die troon van Jahwe, volgens Openbaring 4 vers 4, rondom die troon van Jahwe, en kyk gou hier, so die troon van Jahwe in die hemel is eintlik die allerheiligdom. So dit wat Moses gedoen het hier op aarde, die tabernakel wat hy gebou het,
was 'n bloudrukplan wat hy gekry het van Vader af. Hy het dit gesien wat in die hemel is. So in die hemel is die tabernakel, net soos wat ons hom hier sien, is die tabernakel opgeteken in die hemel. En waar sit Vader? Sy troon is in die allerheiligdom. So rondom die troon is daar 24 ouderlinge. So 12 stamme van Israel en die 12 apostels van Yeshua. Dit alles saam maak 24. So wie woon vandag in jou tempel? Heilige Gees. So met ander woorde, dis die Gees van Yahweh wat inwonend in ons is. So hy is in ons, want ons liggaam is die tempel van Heilige Gees. So hy woon hier in ons. So waar woon hy? In ons hart. Hy neem die troon van ons hart, neem hy in. So rondom jou hart is die troonkamer van Yahweh. So en dis hoekom die woord spreek, Spreuke 3 vers 23, bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So wat is rondom jou hart? Daar is 12 ribbebene aan elke kant rondom jou hart. 12 ribbebene rondom jou hart aan elke kant. En dis 24, dis die 24 ouderlinge wat rondom die troon van Yahweh sit. Jy as mens het 2 longe. Jy as mens het 2 longe. En dit verteenwoordig die 66 boeke van die Bybel, want jy het 'n Ou Testament en jy het 'n Nuwe Testament. So jou Ou Testament is 1 long, die Nuwe Testament is nog 'n long. My vraag aan jou is, kan jy funksioneer net met 1 long? Ja, jy sal nog kan lewe, maar jy gaan moeilik kan asemhaal. Jy gaan nie die stamina hê om 'n marathon te hardloop net met 1 long nie. Jy gaan nie. So dis hoekom ek kan nie net funksioneer op die Ou Testament en verwag dat ek gaan die deursettingsvermoë hê om dit te maak tot aan die einde toe nie. Ek kan ook nie net op die Nuwe Testament funksioneer en verwag nou moet ek kan lewe en ek kan normaal funksioneer en ek kan al hierdie goed doen tot eer van sy naam. Nee, ek kan nie, want ek gaan beperkte asemhaling hê. Sy ruach, sy teenwoordigheid, sy asem gaan beperk wees in my lewe. So dis hoekom jy kan nie net met 1 long funksioneer nie. Jy moet met al 2 longe kan jy effektief funksioneer. So die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament. En dis tog wat die woord sê in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16. Hy sê dat alle skrif is deur Yahweh ingegee. Ek het die Engels hier uitgehaal want die Engelse skrif gee vir my so 'n pragtige beskrywing. Hy sê all scripture is given by inspiration of Yahweh. It's God breathed. In ander woorde, sy ruach het die woord geïnspireer and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Is dit nie amazing nie? En nou kom die woord in 2 Petrus 1 vers 21 en hy sê verder, hy sê want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voorgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van Yahweh gespreek. So 'n profesie kom nie van 'n mens af nie. Daar is ongelukkig vandag baie mense, en dit was ook so in die Bybelse tyd, dat daar het mense opgestaan om te sê, so spreek Yahweh, en dan kom Vader, hy sê, maar ek het dan niks gesê nie. Ek het iets teen hierdie ouens, hierdie profete wat profeteer en sê, so spreek Yahweh, en hulle het niks gesê nie. So, wanneer iemand profeteer, en wanneer 'n ware profeet profeteer hy deur sy ruach, deur sy Heilige Gees, en dis belangrik. So in die tabernakel, ek het nou vir jou die tabernakel gewys, so in die tabernakel, daar's Joodse geskrifte, daar is historiese geskrifte wat so 'n bietjie die Bybel lewendig maak. En daardie geskrifte, daardie historiese geskrifte praat spesifiek van wat die Israeliete ervaar het toe hulle om die tabernakel gekamp het. En hulle het reg om die tabernakel gekamp, al die verskillende tribes, al die verskillende tribes van Israel het rondom die tabernakel gekamp en hulle het sekere dinge ervaar en beleef. Dieselfde met die priesters het sekere dinge geervaar en beleef en dit was nooit opgeteken in die Bybel nie, maar dit was in die historiese boeke was dit opgeskryf. So toe die tabernakel in die woestyn was,
en die priester stap in, en die volk is om die tabernakel, het hulle ervaar dat Vader Yahweh is in die allerheiligdom, want daar was 'n vuurkolom wat oor die tabernakel was, en daar was 'n wolkkolom wat hulle gecover het by die dag. So daar was 'n manifestasie van God se heerlikheid. Maar hulle het ook gesien dat die gordyne van die tabernakel beweeg. So wanneer hulle instap in die tabernakel en hulle stap deur die voorhangsel en hulle is besig in die heiligdom, het hulle gesien maar die gordyne beweeg en hulle kon hoor die asemhaling van Yahweh. Hulle kon hoor, dis asof hy daar is en hy haal asem, en soos wat hy asemhaal, beweeg die gordyne van die tabernakel, en die mense het dit beleef, hulle het dit ervaar. En dis hoekom die 120 wat in die bovertrek was, die oomblik toe daai rukwind inkom, het hulle geweet, maar hier kom God se teenwoordigheid. Want hulle het dit ervaar, hulle het dit beleef, dit was deel gewees van hulle geskiedenis. So nou wil ek jou vra, hoekom is die liggaam vir Yahweh belangrik? Hoekom is die liggaam vir Yahweh belangrik? Want jy is geskape na die beeld en gelykenis van Yahweh. Jou liggaam verteenwoordig die troon van Yahweh hier op aarde. En wie wil daardie plek inneem? Wie wil die troon van Yahweh inneem? En natuurlik die duiwel. Die duiwel wil daai plek inneem. Satan wil daardie plek inneem. Dis hoekom hy sê in 2 Tessalonisense 2 vers 4 wat hy praat, dat hy gaan hom voordoen as God. So die antichrist wil hom voordoen, nie net in die fisiese tempel nie, maar hy wil hom voordoen ook hier in hierdie tempel. So ons weet, as jy kyk na wat gebeur rondom ons en in Israel en met die Israel Heritage Foundation, die aannemings wat hulle maak, hulle gaan die tabernakel of die tempel gaan hulle bou en hulle is gereed om die heifer te slag nou oor Pessach, so hulle is gereed vir hierdie goed, so daar gaan 'n derde tempel wees, maar weet jy, waar wil Satan alreeds plek om inneem en voordoen asof hy God is? Hier in hierdie tabernakel. So dis hoekom die liggaam vir Yahweh belangrik is. So kom ons gaan gou weer terug na die stof. Kom ons gaan weer terug na die stof. Ek het vir jou in die begin gesê dat jy is geskape uit stof. Hier het ek vir jou die skrif gegee en die woord verklaar dit baie duidelik, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hy sê en Yahweh, ons Elohim het die mens geformeer uit die stof uit. So kom ons gaan kyk en kom ons gaan terug na die stof en gaan kyk waaruit bestaan stof. Want ons moet die vraag vra, hoekom het Vader ons uit stof gemaak? Wat is die rede daarvoor? En hoekom het hy vir die vyand gesê, stof sal jy eet? So waaruit bestaan stof? Stof bestaan uit 4 bestanddele. 4 komponente, 4 bestanddele waaruit grond of stof bestaan. So wat is 4? 4 is die numeriese waarde van Messias. Jy is gemaak in die beeld en die gelykenis van Yahweh ons Elohim. In ander woorde, die God van hemel en aarde het sy hemelse woning verlaat en hy het vlees geword. So hoekom het hy vlees geword? Want hy het homself geïdentifiseer as 'n mens. En hy die perfekte offer kom bring. So, met ander woorde, ons as mens, ons vlees, ons liggaam bestaan uit 4 bestanddele, 4 komponente. Dis waaruit stof bestaan. Jy's gemaak uit stof. So waaruit bestaan stof? Minerale, nommer 1. Nommer 1, minerale, nommer 2, organiese materiaal, nommer 3, suurstof en nommer 4, water. Daar is nou natuurlik 3 hoofdele van stof of van grond. So jy kry 3 verskillende tipes grond. Jy kry kleigrond, jy kry slukgrond en jy kry sandgrond. Dis die 3 tipes grond wat jy kry. Wat beteken 3? 3 is covenant. So Vader Yahweh, in sy grootheid en in sy almag, hy maak ons uit 4 bestanddele, die Messias. En die grond bestaan uit 3 aspekte. Klei, sluk en sand. Wat beteken Vader, Seun, Heilige Gees? Dit beteken covenant. En Yeshua het dieselfde liggaam opgeneem, sodat hy in sy liggaam die offer kon maak en in sy liggaam uit die 4 komponente
minerale, organiese materiaal, suurstof en water, is hy op die filterpaal en hy sterf vir my en vir jou. So die Messias word uitgebeeld ook in die liggaam. Hebreërs 10 vers 5 sê die volgende, kyk wat gebeur hier. Hier kom Vader Jahwe, en hierdie is belangrik. En hy sê, ek gaan die offer bring, wat die mens nodig het om van sonde en ongeregtigheid verlos te word. So, ek gaan daardie offer bring. Want jy sien, die bloed van bokke en stiere en kalwers is nie voldoende om die bloed weg te neem nie. So weet jy wat, ek gaan 'n offer maak, en weet jy wat, ek gaan myself offer. So ek moet myself 'n liggaam voorberei. Kyk wat sê in Hebreërs 10 vers 5. Daarom sê hy, hoofletter hy, as hy in die wêreld kom, weer hoofletter hy, so wie praat? Dis Vader wat praat, en hy sê as hy kom, met ander woorde, as hy kom in die manifestasie van Yeshua, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam voorberei. U met 'n hoofletter, my met 'n hoofletter. So u het vir my 'n liggaam voorberei. So met ander woorde, Jahwe het eintlik vir homself 'n liggaam voorberei. Hy het afgekom uit sy hemelse woning verlaat. Hy het vlees geword, volgens Johannes 1 vers 14. Hy het vlees geword en onder ons kom wandel, en daardie vlees is geoffer op Golgotha op 'n folterpaal. En dit beeld uit in die tabernakel, met ander woorde die brandofferaltaar, waar Yeshua sy eie lewe afgelê het. En die koperwaskom, waar hy ons sonde kom wegwas het. Waar hy vir ons die toegang gegee het, nie net tot die heiligdom nie, want jy sien, hy is die tafel van toonbrode, want hy het gesê, hier is my liggaam, neem eet. Maar hy het ook die voorhangsel laat skeur, en ons het nou toegang deur Yeshua tot in die allerheiligdom. Halleluja! So die mens het nou natuurlik 3 basiese dinge nodig om te oorleef. Dink so 'n bietjie daaroor. Wat het jy nodig om te oorleef? Net 3 basiese dinge. Wat het jy nodig om te oorleef? Jy het water nodig, jy het voedsel nodig, en jy het suurstof nodig. Jy het water, voedsel en suurstof nodig. So die duiwel weet, hy gaan jou nie kan onderkry deur jou aan te val in jou gees nie. So hy doen nie 'n direkte geestelike aanval nie. Hy kom eers deur die liggaam. Wanneer die liggaam beïnvloed word, dan kan hy bypass en dan kan hy by jou gees uitkom. Want as jou liggaam beïnvloed word, dan word jy beïnvloed dat jy nie kan bid nie, jy kan nie Bybel lees nie, want jy siek in jou liggaam, of jy voel nie lekker nie, of daar's 'n skuldlas op jou lewe, vanweë die sonde wat jy gedoen het in die liggaam, en nou weerhou dit jou van Vader se teenwoordigheid, nou is jy swak, vanweë dit wat jy in die liggaam gedoen het, en nou kan hy by jou gees uitkom, en jou geestelike lewe aanval. So die duiwel se fokus is op jou liggaam. Hy wil die beeld en die gelykenis van Jahwe vernietig. Hoe doen hy dit? Hy maak die mens vleeslik. Dis hoekom sê Romeine 8, vers 6 tot 8, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan Elohim nie behaag nie. Wow, is dit nie amazing nie? Ek wil dit tog weer vir jou lees. Luister baie mooi wat sê hierdie gedeelte. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is. So met ander woorde, as hy ons vleeslik maak, ons funksioneer in die vlees, dan bring dit vyandskap teen Elohim. Hoekom? Wat doen ons in die vlees? Ons breek die wet van Jahwe. Hier sê hy dit, want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie, want hy kan ook nie. In ander woorde, ek doen in my vlees al die ongeregtigheid en ek kom teen die wet van Jahwe. Nou kyk, hierdie is gou belangrik, Wie het die wet gegee op die berg Sinai? Wie het dit gegee? Was dit Jahwe of was dit Moses? Dit was Jahwe. Jahwe het die
die wet gegee? Hoe het hy dit gegee? Hoe het hy dit gegee? Op kliptafels. En nou sê die woord, hy het met sy eie vinger, het hy op die kliptafels sy wet geskryf. So dis hoe arrogant die mens is om te dink dat dit wat Jahwe met sy eie vinger geskryf het, is nou mee weggedoen. Nou wat sê die woord? In die boek van Esegiel, hoofstuk 36, vers 26 en 27, hy sê dat ons gaan 'n nuwe hart kry, hy sê ons gaan sy gees word in ons binneste geplaas, en dan sê hy, en ek gaan maak dat my insettinge in julle hart geskrywe is, en my gees gaan maak dat julle daarin wandel en dit onderhou. Dis wat die woord sê. So, met ander woorde, in jou liggaam is die vinger van Jahwe, dieselfde vinger wat op die kliptafels geskryf het, skryf op jou hart. Dit skryf op jou hart, so daar dieselfde vinger en die wet word nou in jou hart geskryf, is nie meer op kliptafels nie, dis in jou hart geskryf. So wie se vinger skryf in jou? Jahwe se vinger. Met ander woorde, jy het Jahwe se DNA in jou. Is dit nie amazing nie? Jy het sy DNA in jou. Kom, vat jy weer terug? Genesis 3 vers 14. Toe sê Jahwe ons Elohim aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee van al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. So die duiwel soek jou liggaam. Hoekom? Want jy het die DNA van Jahwe in jou. Hy soek jou liggaam. Ons weet natuurlik dat die geestelike aspek bestaan natuurlik uit 9 eienskappe van die vrug van die gees. Galasiërs hoofstuk 5 vers 22 praat van die 9 eienskappe van die vrug van die gees. So ons weet nou natuurlik wat die 9 eienskappe is, maar die 9 eienskappe word verdeel in groepe van 3. So dis 3 plus 3 plus 3 is 9. 3 is nou natuurlik covenant, 3 plus 3 plus 3 is 9, 9 is nou natuurlik die 9 eienskappe van die vrug van die gees, of die 9 gawes van Heilige Gees. Nou is daar, voordat jy kom by die vrug van die gees, Galasiërs 5 vers 22, kom jy eers en jy lees vanaf vers 18, 19 en 20, 21, dan lees jy eers oor die vlees. So daar is werke van die vlees, gaan lees dit, daar is werke van die vlees. Hoeveel werke van die vlees is daar? As daar 9 eienskappe is van die vrug van Heilige Gees, hoeveel werke van die vlees is daar? Daar is 18 werke van die vlees. So as daar 18 werke van die vlees is, word dit ingedeel in 6, 6, 6. So wat is 6, 6, 6? Dis nou natuurlik die merk van die duiwel, dis die merk van die antichrist, 6, 6, 6. So 6 plus 6 plus 6 gee vir jou 18. So die werke van die vlees, wanneer ek en jy die werke van die vlees doen, is die 666 kort in ons lewe. Daai 6, 6, 6 manifesteer in ons lewe. Dis hoekom Vader wil hê dat ons in die gees moet wandel en nie in die vlees nie. Hy sê dit in Galasiërs 5 vers 16, wandel in die gees en nie in die vlees nie, want daardeur sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Hoekom moet ons nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie? Want dit veroorsaak 'n 666 kort in ons lewe. En hier praat die woord daarvan, die werke van die vlees. So die vyand wil wat doen? Hy wil jou liggaam aanval, hy wil die vlees laat verneder, en hy wil hê dat jy op die vlees moet fokus, en daarin moet wandel, want dan gee dit vir hom die wettige reg om jou aan te val, en die 666 manifesteer in jou lewe. So van die begin af was die doel van die duiwel om die mens te beïnvloed in sy vlees. Van die begin af. Van die begin af. So toe hy by Adam en Eva kom, het hy presies dieselfde gedoen. Toe hy by Adam en Eva kom, hy het gefokus op die vlees en nie die gees nie. Want jy sien, Vader sê, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterf. Hier kom die slang. Hy praat met Eva, hy sê, het Vader gesê, dat as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe? En die vrou antwoord, hy sê, dit is nie so nie. Jy sal sekerlik nie sterwe nie. So, waarvan het Vader gepraat? Geestelik. Waarvan het die vyand gepraat? Vleeslik. En wat doen Eva?
sy val in die sonde. Sy val vir die misleiding van die slang. Nou kyk gou hier, bly gou by my. So, Adam word geskape uit die stof uit. Hy word opgerig, Vader kyk na hom, en sê, dis nie goed dat die man alleen moet wees nie, hy bring hom in 'n diepe slaap, en hy haal uit sy vlees uit, haal hy uit die ribbebeen, uit sy vlees uit, en hy skep vir Eva. So, Eva het vir die slang geluister, en was mislei deur die slang. So, Eva was geformeer uit Adam se vlees. So, toe draai Eva na Adam toe, en Adam luister vir Eva. So wie het vir Adam mislei? As die slang vir Eva mislei het, wie het vir Adam mislei? Sy vlees. Want Eva is gemaak uit sy vlees uit. So met ander woorde, hy's verlei in sy vlees. En die vyand het nog vandag presies dieselfde fokus. Hy fokus op die vlees. Hy fokus op die liggaam. Want jy sien, hy wil by die DNA uitkom. Hy wil die DNA van die mens besoedel. So kom ons gaan kyk gou so 'n bietjie na die DNA. So jou DNA, of in Afrikaans DNS, bestaan uit 4 komponente. Halleluja, is dit nie amazing nie? Weereens die Messias. Weereens. So jy het in jou DNA is daar adenine, jy het guanine, jy het thymine, en jy het cystosine. Dis die 4 bestanddele van jou DNA. Is adenine, guanine, thymine en cystosine. So hulle word in plek gehou deur 'n sulfur bridge wat konstant in 'n patroon van 10, 5, 6 en 5 funksioneer. So met ander woorde, na elke 10 'n sulfur bridge, na elke 5 'n sulfur bridge, na elke 6 'n sulfur bridge en na die 5de een weer 'n sulfur bridge. En daai patroon herhaal homself konstant en dis waar dit jou DNA bestaan. So hierdie die 10, die 5, die 6, die 5, dis Hebreëse letters, die Hebreëse letters of die Hebreëse alfabet. Die 10de letter van die Hebreëse alfabet is Jod. Die 5de letter is Hy. Die 6de letter is Waf. En die 5de letter is weer eens Hy. So in jou DNA word hierdie patroon herhaal. Jod, Hy, Waf, Hy. Jod, Hy, Waf, Hy. Met ander woorde, die naam van ons skepper, die skepper van hemel en aarde, wat jou geformeer het uit die stof uit, wat sy lewensasem in jou ingeblaas het, sy naam is in jou DNA. Halleluja, so kan jy sien hoekom die vyand se aanval teen jou liggaam is. Wat wil die vyand doen? Hy wil die stof eet. Hy wil die stof eet. So in jou liggaam is die naam Jod, Hy, Waf, Hy, Yahweh is in jou liggaam. So kom ek vertel jou gou, wat beteken Jod, Hy, Waf, Hy? So Jod in die piktogram, wat dit beteken? Jod beteken hand of die voltooide werk. Hy beteken behold of kyk, sien, openbaar. Waf beteken nail of spyker. En dan hy weer eens behold, kyk of sien en openbaar. So dis wat Jod, Hy, Waf, Hy beteken. So nou lees jy Hebreëus, lees jy van regs na links. So nou sê dit die volgende. In jou liggaam is die DNA van Yahweh. In jou liggaam, in jou DNA is die Jod, Hy, Waf, Hy, met elke sulfur bridge, is die Jod, Hy, Waf, Hy, sy naam is daar, en nou spreek dit die volgende. Het sê, behold the nail, behold the hand. Behold the nail, behold the hand. In jou liggaam. Met ander woorde, dis die Messias wat afgekom het. Hy het sy hemelse woning verlaat, hy het in 'n menslike liggaam gemanifesteer en hy's op 'n filterpaal geplaas en daar's spykers deur sy hande, hy's doodgemaak vir my en vir jou. Hy verskyn aan sy disippels en hy sê aan sy disippels, kom vat aan my, kyk die merke van die spykers, kom kyk my sy, kom kyk my voete. En hierdie word gemanifesteer in Yeshua, maar is ook in ons liggaam. Behold the nail, behold the hand. So wie is inwonend in jou? Halleluja! Dis die lewende God.
Dis die gees van Yahweh wat inwonend in jou is. Kan julle onthou so 'n paar jaar terug? So 'n paar jaar terug was daar 'n spesifieke siekte wat oor hierdie wêreld gekom het en daardie siekte het vrees gesaai in mense se lewens hier 2019, 2020 het dit ingekom en mense het siek geraak en daar's vrees in mense se lewens gesaai van dit. Het hulle gesê nee, daar's nou 'n inspuiting wat jy moet vat en hierdie inspuiting gaan jy moet vat want anders dan gaan jy sterwe van hierdie siekte. So dit was 'n absolute plandemie gewees, hulle het dit gedryf om mense hierdie inspuiting te gee. So die inspuiting was daarop gefokus om die DNA te besmet en jou siek te maak om die tempel van Heilige Gees te skend. En dis wat het gedoen het, want jy sien, kom ek verduidelik gou. Daardie inspuiting het DNA of DNS bevat van diere en van ander dinge wat in daardie inspuiting was en nou word jy ingespuit met daardie inspuiting en dit veroorsaak dat daai vreemde DNA, DNS kom in jou liggaam in en jou liggaam se natuurlike immuunstelsel skop dan in werking om hierdie goed te werk. Want selfs al kry jy 'n oorplanting, kom ons sê byvoorbeeld 'n nier of 'n lewer of 'n hart of wat ook al en jy moet 'n oorplanting kry, jy kry 'n oorplanting van iemand anderste en dis dalk 'n match met die bloedgroep, maar onthou een ding dat jy het nie dieselfde DNA as iemand anderste nie. Jou DNA is uniek, maar jy het dalk dieselfde bloedgroep as iemand anderste en nou ontvang jy daai orgaan en dit word ingeplant en jy's van daardie dag wat jy daai implanting kry, moet jy medikasie vat om daardie orgaan nie te verwerp nie. En vir die res van jou lewe is jy op daardie medikasie om nie daardie orgaan te verwerp nie, want jou liggaam is so deur Jahweh geskape van nature dat die oomblik as daar enige ander DNA in jou liggaam inkom, wat hy sien, okay, maar dis nie van my liggaam nie, hierdie is ander DNA, dan werk die liggaam dit teen, hy verwerp dit. Nou word die mens daarmee ingespuit. En dit veroorsaak auto-immuun siektes. Dit veroorsaak hartprobleme, dit veroorsaak bloedklonte, dit veroorsaak 1000 siektes as gevolg van hierdie goed wat in jou liggaam ingepomp word en dis nou konsyns die alfa en die omega, want as ons nou nie dit vat nie, dan gaan ons sterwe van hierdie siekte. Want jy sien, die vyand is daarop uit om die DNA van die mens te besmet. Hoekom is hy daarop uit? Want jy sien, jy bestaan uit minerale, jy bestaan uit organiese materiaal, jy bestaan uit suurstof en jy bestaan uit water. Dis waaruit jy bestaan. Dis waaruit jy bestaan. So waarop fokus die vyand? Hy fokus om hierdie goed waaruit jy bestaan te beïnvloed. So minerale, so wat het jy nodig? Jy het soutte nodig, jy het magnesium nodig, jy het al hierdie minerale nodig in jou lewe en nou kom jy by 'n dokter en die dokter sê vir jou, hoorie so, maar ek sien jou bloeddruk is so bietjie hoog en ek sien, jou cholesterol is dalk so bietjie hoog. Weet jy wat, ek gaan jou op medikasie moet sit om jou cholesterol af te bring en ek gaan jou jy moet jou sout verminder en ek gaan jou op hierdie bloeddrukpilletjie sit sodat jy normaal kan funksioneer. Maar die oomblik wanneer die mens dit doen, dan weerhou jy jou liggaam van die natuurlike soutte wat jy nodig het. Dink so 'n bietjie oor ons voorvaders. Wat het hulle geëet? Hulle het sout geëet, hulle het lamsvleis geëet, hulle het botter geëet, hulle het room geëet en hulle het gelewe tot 80, 90, 100 jaar oud. En hulle het niks bekeer nie. En vandag se samelewing loop met skete en pyne, hulle is 50 en hulle kan nie eers funksioneer nie, so dis 'n probleem, want die vyand val die liggaam aan. En hy doen dit deur die mediese, hy doen dit deur dokters, hy doen dit deur mense wat vir ons leuns vertel, want jy sien die vyand is 'n leenaar, en hy's nog van die begin af 'n leenaar, hy's die vader daarvan. Hy's 'n mensemoordenaar, hy wil jou doodmaak, hy wil jou liggaam beïnvloed. So dis hoekom, hy vat die soutte weg, hy vat die minerale weg, en dit beïnvloed jou liggaam. So nou word ek deur farmakia beïnvloed, in steede daarvan, om reg te eet, die regte minerale in te vat, want jy sien, my liggaam het dit nodig, my liggaam het sout nodig, my liggaam het hierdie minerale nodig, en nou word ek beïnvloed deur farmakia.
Jy is organiese materiaal. Met ander woorde, jy moet die regte voedsel moet jy inneem. Vader het koswette daar vir ons ingestel vir 'n spesifieke rede. Want hy wil hê dat ons as mens moet gesond wees in ons liggaam. Hy het nie vir ons probeer straf om te sê jy mag nie dit eet en jy mag nie dat eet nie. Hy het geweet wat hy geskaap het en wat die doel is van elke organisme en elke dier hier op aarde. Daar is sekere goed wat voedsel is en daar is sekere goed wat nie voedsel is nie. Maar jy sien, ons as mens neem die grootste klomp gemors in ons liggame in, dan wonder ons, hoekom is ons so siek? En ons gaan koop takeaways en is hierdie goed en is daai goed en is hierdie takeaways en is daai takeaways en dan wonder ons as mens, maar hoekom voel ek so sleg en hoekom het ek nie energie nie en hoekom funksioneer ek nie op 100% nie, want jy sien, die wêreld beïnvloed ons kos. En as ons die verkeerde voedsel inneem, dan gaan dit ons liggaam beïnvloed. En hy is gemaak uit suurstof. Is gemaak uit suurstof. So suurstof, nou kom die duiwel en hy beperk die asemhalingsstelsel van mense deur gifstowwe. En hy sit goed op die mark so sigarette en dis vapes en dis e-cigarettes en dis dagga en jy sien, dis mos nou okay om 'n ou dagga zolletjie te rol, want jy sien Vader Jahwe het mos die dagga plant ook gemaak. Maar jy sien, hy het dit nooit gemaak vir ons as mens om dit te rook nie. En nou word my asemhalingsstelsel word beïnvloed, want jy sien, die vyand slaan toe op die vlees. En nou rook ek, en nou vir 20 en 30 en 40 en 50 jaar is ek met sigarette besig, of ek is met daggazolle besig, en die oomblik wanneer ek dit doen, dan beskadig dit my breinselle, dit beskadig my longe, dit skend die tempel van Heilige Gees. En ek het een geval gehad waar iemand my gevra het, ek moet kom bid vir hierdie persoon, en ek stap toe in by die persoon, hy's bedlêend en hy kan nie asemhaal nie, en die suurstof daar, en hier's die asbakkie langs hom en die sigaret, en hy sê, pastoor, jy moet vir my bid, ek is besig om te sterwe. Ek sê, hoekom sterf jy? Nee, ek sterwe van emfyseem. Ek sê, rook jy? Ja, ek rook al vir 40 jaar. Ek sê, maar daar's jou probleem. Daar's jou probleem. Nou rook mense vir 40, vir 50 jaar, en nou verwag hulle in 'n oomblik, nou moet 'n pastoor bid, en nou moet alles reg wees. Sorry, jy verwoes jou liggaam vir 40 jaar, en nou jy beskielik, moet dit deur 'n gebed reggemaak word. Nee, jy sien, die vyand se fokus is op die liggaam, en die mens dink, nee, maar ek kan ons doen net wat ek wil, dis my liggaam. En daai aspek, daai godslasterlike aspek om te sê, dis my liggaam. Nee, dit is nie. Die woord sê, jy behoort nie aan jouself nie. Weet jy wat het Yeshua gesê? Hy het gesê, hier's my liggaam. Neem eet, my liggaam. In ander woorde, ek moet geconnect wees met hom. En nou kom die mens en hy sit tattoos oor sy liggaam, en daai tattoos is wetenskaplik bewys dat dit beïnvloed jou DNA, dit beskadig jou DNA. En dat selfs mense, hulle sê mediese bewys, as jy 'n tattoo kry, mag jy vir die volgende 6 maande tot 8 maande nie bloed skenk nie, want dit kontamineer die bloed. Nie dat ons enigstens bloed skenk nie, maar dis wat gebeur. So dis skadelik vir die liggaam. So Vader het nie verniet gesê, jy moet nie dit doen nie, want dit het eerstens 'n pagan en 'n geestelike konneksie, en tweedens is dit skadelik vir jou liggaam, want dit beïnvloed jou DNA. En nou, jy's geskape uit water. En nou water, in steede daarvan dat mense die regte goed drink en genoegsame water inneem, is hulle besig met alkohol, en alkohol van die môre tot die aand, oor naweke, deur die week, en jy sien, ek moet eers so 6 biere drink, voordat ek nou 'n persoonlikheid en 'n karakter kry. In steede daarvan, sit die biere neer, en kry die gees van God in jou liggaam, in jou lewe. Maar jy sien, alkohol beskadig jou DNA. Dis wetenskaplik bewys, ek het hierdie goed gaan opsoek, dis wetenskaplik bewys dat daar is geen hoeveelheid alkohol wat enigsins vir die mens goed is nie. Nie eers 1 glasie alkohol is vir jou goed, ja, maar ek drink net eenetjie. Ek drink net 1 glasie rooi wyn 'n aand. Selfs daai 1 glas is skadelik vir jou DNA, want die doel van alkohol is onmiddellik
onmiddellik val dit jou DNA aan. Dit val jou liggaam aan en dit beskadig jou liggaam, dit beskadig jou breinselle en dit val jou DNA aan. En in tweedens, dis ook 'n geestelike aspek, want dit is die gees van Baggas. En ons kan nie die gees van Baggas enigstens toelaat in ons lewe nie. So jy is geskape, minerale, organiese materiaal, suurstof en water. En die vyand se fokus is op jou liggaam. Hoekom? Want hy wil die stof eet. Hy wil die stof eet. Jy is ook 'n elektromagnetiese wese. 'n Elektromagnetiese wese wat bestaan uit frekwensie. Het jy geweet, jy straal 'n frekwensie uit? Dis ek baie keer kom ek by 'n plek en daar's dalk mense wat 'n verkeerde frekwensie het, dan kom ek agter, maar iets bots. Ek ken nie die persoon van geen kant af nie. Ek het nog nie 2 woorde met hom gepraat nie, maar hier's iets wat bots. So daai frekwensie word uitgedra. So het jy geweet dat musiek gee ook 'n frekwensie af. Musiek gee ook 'n frekwensie af en daardie frekwensie beïnvloed ons as mens. So die frekwensie van musiek het verander in die tydperk van 1930 tot en met 1950, want die frekwensie van musiek was 432 hertz. En nou die frekwensie verander na 440 hertz. Hoekom het dit verander? Hoekom het die frekwensie van musiek verander? Want jy sien, dit beïnvloed jou bloeddruk, dit beïnvloed jou breinaktiwiteit, dit beïnvloed jou hartklop, dit beïnvloed jou asemhalingsstelsel. So dis hoekom die frekwensie verhoog is. En hoe hoër die frekwensie van musiek, hoe meer skadelik is dit vir die liggaam. Dis hoekom die regte frekwensie van musiek moet gespeel word en dit moet deurgedra word. Dis hoekom jy so beïnvloed word deur wêreldse musiek. Wat het Dawid gedoen? Toe Dawid die regte frekwensie speel op sy hart, toe kom daar 'n bedaring in Saulus, of in Saul. Toe kom daar 'n bedaring. Want jy sien, hy was met 'n bose gees gevul, en dan speel Dawid op sy harp, en dan kom 'n bedaring. Hoekom? Want die frekwensie was reg. Nommer 1. Tweedens, daar was 'n salwing op dit. En nou, klere gee ook 'n frekwensie af. Jy geweet, jou klere gee 'n spesifieke frekwensie af. Dis hoekom die woord sê in Deuteronomium 22 vers 11. Deuteronomium 22 vers 11, hy sê jy mag geen gemengde stof, wol en linne ter gelyke tyd aantrek nie. Jy het daai skrif raak gelees. Hy sê jy mag geen gemengde stof, wol en linne ter gelyke tyd aantrek nie. So, dit klink dom, dit klink stupid. Hoekom het Vader dit gesê? Want jy sien, Vader in sy alwetendheid weet wat die frekwensie is van sekere materiale. So jou linne se frekwensie is 5000 hertz. En as jy net linne aan het van 5000 hertz, dan bevorder dit genesing, want dis hoër as jou liggaam se frekwensie. Wol is 5000 hertz en dit bevorder ook genesing. So as jy dit saam aantrek, as jy wol en linne saam aantrek, dan gee dit die frekwensie van 0. En wanneer dit 0 is, dan maak dit jou siek in jou liggaam, want dis laer as jou liggaam se frekwensie. So jou liggaam se frekwensie hardloop van 62 hertz tot 70 hertz. Dis waar jou liggaam se frekwensie hardloop. So nou kry jy ook sintetiese materiaal wat se frekwensie onder 70 en selfs onder 60 is, wat te laag is vir die liggaam. So dis hoekom jy moet seker maak dat jy die regte materiaal koop, en ek weet dis baie moeilik, want 100% linne is baie duur, 100% wol is baie duur, 100% katoen is net so duur, maar katoen kan jy gebruik, want katoen se frekwensie is bo 100, so dis bo die mens se frekwensie. So dit is belangrik om hierdie goed te weet, en dit is belangrik om te weet hoekom Vader jou geskape het op hierdie spesifieke manier, en wat die doel van die vyand is. Wat is die doel van die vyand? Hier sê dit in Genesis 3 vers 14, op jou buik moet jy suil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. So die duiwel wil jou eet, want jy is gemaak uit stof, hy wil jou eet. So mense, ons moet bewus wees van waarmee die vyand besig is. So is die liggaam vir Jahwe belangrik? Verseker.
Ek wil vir jou die laaste skrif gee. Die laaste skrif. Kyk gou wat sê die woord, 1 Korintiërs 6 vers 20. Want julle is duur gekoop. Verheerlik Elohim dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan Elohim behoort. Halleluja. Wat 'n amazing gedeelte. So, aan wie behoort jy? Behoort jy aan Yahweh ons Elohim? Ja, natuurlik. So as jy aan hom behoort, is jy sy eiendom. Dit beteken, jou liggaam behoort nie aan jouself nie. So jy kan nie maak en doen met jou liggaam soos wat jy wil nie. Jy moet kyk na jou liggaam. Weet jy hoekom? Want die duiwel wil jou stof eet. Sy aanval is op jou liggaam. Hy wil jou beïnvloed in jou liggaam. In die oomblik wanneer hy jou beïnvloed in jou liggaam, dan kan hy deurdring na jou sielsdimensie. Hy kan jou geestelik kan hy jou aanval en hy kan by jou beïnvloed. En die oomblik as hy jou beïnvloed, dan kom hy by jou DNA uit en hy wil jou DNA vernietig, want hy kom teen die beeld en die gelykenis van Yahweh ons Elohim en dis jy. Maar ek en jy moet hom teëstaan in alle aspekte. Dis hoekom die woord sê wandel in die gees en nie in die vlees nie. Halleluja. Dat ek en jy nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie. Want as ons dit doen en die werke van die vlees manifesteer in ons, dan manifesteer die 666 in ons lewe. En ek en jy kan dit nie toelaat. Net daar waar jy is, wil ek saam met jou bid. As hierdie boodskap jou vandag getref het, wil ek hê dat jy op jou voete moet staan en ons gaan net saam bid in hierdie oomblik. En ek gaan roep na Vader dat hy oorwinning sal gee vandag in jou lewe. Halleluja. Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie Shabbat wat ons die naam van Yahweh ons Elohim kan uitroep. Halleluja, Vader, want u naam is in ons DNA ingeskryf. Vader, u woon in ons deur u Heilige Gees en daarom, Vader, verklaar ek vandag dat die naam van Yahweh sal manifesteer in ons lewe. Vader, ek roep na u. Vader, dat elke plan van die vyand vandag vernietig sal word. Vader, sy doel is om die stof te eet en ons is geskaap uit stof. U het ons geformeer in ons moederskoot. U sê dit in Psalm 139 dat ons is wonderlik geweef in ons moederskoot en daarom bid ek, Vader, dat u ons sal behoed en bewaar en beskerm. Vader, dat die aanval van die vyand wat op ons liggaam geloods is, dat ons dit sal weerstaan. Vader, ons kan nie toelaat dat die vyand enigiets in ons liggaam inbring wat nie van u af is nie. Vader, ons is minerale, ons is gemaak uit minerale, organiese materiaal, suurstof en water, en daarom moet ons die regte perspektief hê van wat ons toelaat in ons lewe. Vader, want ons liggaam is vir u belangrik, ons siel is vir u belangrik, ons gees is vir u belangrik, en my gebed is, Vader, dat u elke aanval van die vyand nou sal kanselleer in die naam van ons Meester Yeshua. Vader, ek roep na elke persoon wat ingeskakel is, elke wat nou luister na my stem, Vader, roep ek vir herstel in ons liggaam. As die vyand ons aangeval het met siekte, Vader, kanselleer ons daai siekte in die naam van ons Meester Yeshua. As hy ons aangeval het in ons lewe, Vader, in ons sielsdimensie, roep ek nou, Vader, dat elke wond en elke defek in ons sielsarea nou genees sal word in die naam van ons Meester Yeshua, en dat ons geestelik sal begin wandel, en nie in die vlees nie, maar geestelik sal begin wandel, gevul met die gees van Yahweh in ons binneste. Vader, help ons, lei ons, versterk ons in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. Vader, dis ons gebed en ons roep dit uit. Vader, uit ons gees uit vermoë. Halleluja. 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 Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel was. Dit was 'n amazing dag gewees. Dankie dat ek hierdie tyd saam met jou kon gespandeer het en dit is 'n absolute voorreg om dit te kan doen. So van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.